Goeiemorgen vrienden, baie welkom volgende by die erediens. Ons sal seker nou die klanke 'n bietjie sagter hê. Baie bly dat julle hier is en mag die geleentheid vir ons almal tot opbou dien en mag dit veral daartoe 'n bydrae lewer dat die koninkryk ook vergroot word, versterk word, uitbrei deur ons betrokkenheid. So baie welkom aan ons oraliste vandag, Michelle van Rooy. Bly dat jy vir ons vandag hier uithelp, waardeer dit. Ons gaan begin om saam te sing by lied 208, al 3 verse. Ek wil die Here loof en prys solank ek asemhaal. Aanbiddingslied Allerhoogste Hemelvader, lied 475, al 2 verse. Sange prys U naam, in ons kerke, in ons huise, loop ons, dank ons U te saam, voor U loop
gemeente, Heere, Vader, Seun en Heilige Geest, reinig ons deur die genade, laat ons oppers heilig wees. U is heilig, maak ons heilig, deur die werking van U Gees. Nou lied 442 is 'n lied waar ons onsself voor die Here kom stel, Gees van God wat in my woon. Ons kom in hierdie Pinkstertyd en ons kom lê ons voor die Here neer om met ons te werk. God wat in my woon, het U woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig Vandag is dit die tweede Sondag op pad na Pinkster toe. Ons steek die eerste 2 kerse aan en sê daarmee dat ons 'n verwagting het. En ons bid ook dat die Here sal gee dat die tyd wat voorlê vir ons verrykend sal wees. Waai oor my, o Heilige Gees, dat my gedagtes heilig mag wees. Werk in my, o Heilige Gees, dat my dade heilig mag wees. Raak my hart aan, o Heilige Gees, om dit wat heilig is, lief te hê. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan nou sing by lied 205, al 3 verse, bring lof
aan die Vader. Maar laat ek net vir u sê, die gebed wat ek nou gebruik het as die votum, is 'n gebed wat Augustinus, die heilige Augustinus, in die 3de eeu, die 4de eeu, die tweede helfte van die 4de eeu, het hy die gebed geformuleer, en dikwels gebid, veral rondom Pinkstertyd. Kom ons sing lied 205. Vader, verheerlijk die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verloren mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, zijn gelovige sang. Loof die Heer, prijs sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, laat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons loop aan die Skepper wat altyd getrou, kerkie bewaar dit vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig in die wêreld te wees. Loof die Heer, zijn gelovige sang. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, laat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons loof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is lietige klanke deur kinders gebied. Toch sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, zijn gelovige sang. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Vriende, ons kom nou by die bevestiging van kerkraadslede en ek roep die volgende persone na vore. As ouderlinge word bevestig of herbevestig Elsona Stein, Harold Robinson, Ubi Jackson en Mariana Jackson. Ja, hulle het gesê, hulle gaan miskien nie vandag hier. O, daar kom Ubi. Goed. En dan as diakens,
Maricel Bailey, Corneille Kombrink, Sean Diedericks, maar Sean is nou aan diens daar, kan jy kom, en Sjoe Jansen van Vuren. Ja, toe ek laas nog gehoor het Mariana Jackson gesê, sy is nog nie duidelikheid nie, maar dit klink vir my, jy het nou duidelikheid. Dankie. Ja, vriende, dit is baie belangrik dat ons, wanneer ons so beroep word tot 'n taak, dat ons dit met die Here uitklaar, of dit is wat ons nou moet doen, en of iets anders is wat die Here wil hê ons moet doen. En beteken nou wys die Here vir jou, dis nie wat ek nou in gedagte het vir jou nie, en dan is dit goed, en dan luister jy, en dan probeer jy uitvind, wat is dit dan wat die Here wel vir jou in gedagte het, nee, en so het ons elkeen, wat vandag hier sit, 'n roeping van die Here ontvang, en ons moet daardie roeping uitleef. En as ons nie duidelikheid het oor wat ons roeping in die gemeente is, en in die wêreld is nie, in die gemeenskap, dan moet ons stil word met die Here, en daaroor duidelikheid kry, want jy het 'n roeping, jy het. Goed vriende, ek gaan nou die formulier lees, vir die bevestiging van die kerkraadslede. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle weer bereid is om voort te gaan. Ons het baie uitdagings wat voor ons lê, en ons moet as kerkraad ook opnuut weer besin oor ons rolle as ouderlinge en diakens. Ons het dit om vir die gemeente in te lig, het ons met die kerkraad al daaroor gepraat en vir mekaar gesê, dit werk nie meer vandag soos wat dit in die ou dae gewerk het nie. En dis nie wat die ou dae beter was nie, die ou dae was anders. Vandag het ons 'n ander lewe, mense se behoeftes is anders, mense se programme is anders, en ons moet as kerk van die Here ook daarby aanpas. So ons sal in die volgende weke sal ons nou ernstig daaraan werk om te kyk hoe ons die bediening van die ouderlinge en diakens kan aanpas, sodat ons werklik by die behoeftes van ons lidmate kan uitkom. Met amper lees ek die doopformulier. So. God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels bevestig dit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Nou, hierdie persone se name was by die voorgehou gewees, en daar was geen besware gewees daarteen, dat hulle beroep is nie, en daarom gaan ons hulle nou bevestig. Wat die ampt van die ouderling aanbetref, gaan dit oor die opbou en die geestelike versorging van die gemeente, en om die algemene sorg van gemeentelede en van die gemeente self op hulle te neem. Indien julle as ouderlinge die gawe van lering ontvang het, moet julle ook die toerusting van die dooplidmate as deel van julle verantwoordelikheid neem. Behalwe die versorging en toerustingsfunksies, neem julle ook verantwoordelikheid vir die regering van die gemeente. Nou, dit is nou eintlik 'n simpel woord, die regering van die gemeente. Dit het vir ons 'n baie gelade term geword. Dit gaan eintlik oor die bestuur en die soek na die welwese van die gemeente. Soos wat enige regering eintlik veronderstel is om te doen, hè?
So julle moet daarna kyk, die bestuur en die welwese van die gemeente. Dit beteken dat julle die gemeente duidelik moet lei in gehoorsaamheid aan die Here, soos aan ons openbaar in die Bybel en die kerk se belydenisskrifte. Die leiding wat julle moet gee, sluit ook in waar dit nodig is, kerklike tug. Maar die woord kerklike tug is ook 'n baie gelade ding. Ons wat al klomp jare in die lewe is, ons het die tug op 'n ander manier beleef, op 'n goeie manier nie. Hier gaan dit daaroor dat ons regtig pastoraal mekaar se behoeftes in ag sal neem, en as dit nodig is om iemand aan te spreek, as een van ons so dwaal, en julle moet veral ook let op die leraar, dan moet daar in liefde pastoraal met die persoon gehandel word. 'n Gemeente is natuurlik nie net na binne gerig nie, maar het ook die verantwoordelikheid om God se koninkryk uit te brei. Die ouderlinge moet help toesien dat die laaste opdrag van Jesus gehoorsaam word. Dis die sendingopdrag. Wat die ampt van die diaken aanbetref, die versorging van die minderbevoorregtes word aan julle toevertrou. Dit beteken dat julle die middele wat daarvoor nodig is, moet insamel en bestee. Deur die insameling en die bestuur van die offers, werk julle mee aan die goeie funksionering van die gemeente. Waar die gawes gegee word, moet die woord van God ook gebring word. Julle dienswerk vind sy karakter in die navolging van die Here Jesus self. Hy was die dienskneg by uitnemendheid. In dieselfde gees moet julle ook julle ampt vervul en so 'n voorbeeld stel van onselfsugtige diens. Julle moet ook lidmate deur julle voorbeeld inspireer om mekaar se laste te dra. Saam is julle verkies om amptdraers van die gemeente te wees. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat julle op julle neem. Nou die Bybel is dit duidelik dat julle in 'n lewende persoonlike liefdesverhouding met ons Here Jesus moet staan. Dat julle hele lewe hiervan sal getuig. Dat julle ywerig sal meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk. En dat julle julleself ook verder sal toerus om die werk waartoe julle geroep is nog beter te doen. Nou vriende, wanneer ons dit lees, dan beteken dit nie dat enige van die persone op 'n ander kerkraadslid beroep is omdat hulle nou sonder sonde is nie. Hulle is beroep omdat ons glo dat die Here vir hulle 'n taak het in hulle sondigheid, maar ook in hulle heerlikheid, in die volle mens wat hulle is in Jesus. Hulle het ook nie aanvaar omdat hulle dink hulle is beter as ander nie. Hulle het aanvaar omdat hulle ook aanvaar dat die Here in sy genade met elke sondaar 'n pad loop en dat die Here ons almal gebruik, waar hy ook al vir ons wil gebruik. Maar nou is daar sekere vrae waarop julle moet antwoord, net om te bevestig dat julle hierdie ampt opneem. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Dis seker die belangrikste vraag. Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die woord van God en as die volkome leer van die verlossing? Geloof jy om jou ampt, soos dit aan jou voorgehou is, hiervolgens getrou te vervul? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help en om jou op die regte pad te laat bly? Wat is julle elkeen se antwoord? Sean? Corneille? Obi? Harold? Rosina? Marcel? Siel? Baie dankbaar. Gemeente, vir julle ook met hierdie woord, gee ag op mekaar, sien ook om na die lewe en die belydenis van die kerkraadslid en die bedienaar van die woord.
Ontvang hierdie manne en hierdie vroue as gestuurdes van die Here, bid vir hulle, werk saam met hulle, sodat hulle kan meewerk tot die koms van God se koninkryk. Is jy bereid om dit te doen? Ja, jy moet nou ja sê, nee, ja. Ons is almal bereid om dit te doen, hulle hande te vat, hulle te sterk in hulle werk. Ons gaan nou vir die broers en susters geluk sê. Ek wil vra dat die ander kerkraadslede wat hier is vandag ook net vorentoe sal kom en dat ons vir hulle 'n handdruk sal gee. Daarna gaan ons sing, laat die Here seën op ons daal. Dankie. Baie geluk. Baie dankie. Baie geluk, Robbie. En die Here se seën vir jou op die pad. Kom my. Baie dankie dat jy weer is. Baie seën word. Kom. Baie dankie dat jy weer is. Mooi op voor. Julle kan maar hier bly staan, dan gaan ons eers hulle sing. Ek wil vra dat julle asseblief sal omdraai. As julle gedink het, dat dominee het gesag, nee, hy het geen gesag nie, ek het so mooi gevra, bly hier so, dan sing ons vir hulle, maar hulle het besluit nie, ons gaan nou sit, dis goed. Kom ons staan en dan sing ons laat die Here die seën op ons daal, jy kan 1 of 2 hande oplig, terwyl ons sing ook as jy wil. Goed, ek sal vir ons voorgaan. Laat Here seën op ons daal, jy gaan sy seën straal, jy wat beveel en dit geskied. Baie dankie julle. Ons gaan vandag 3 keer uit die Bybel uit lees. Die eerste is uit Habakuk 1, en dan Habakuk 3, en dan lees ons uit Filippense 3 en 4 ook later. Kan dit maar so lang kry as u wil. Habakuk is moeilik om te kry. Jy blaai pa oor hom, want dit is net so 'n kort boekie. Maar vriende, kom ons bid eers saam. Ons Vader wat in die hemel is, en hier, en oral waar ons kan dink, en waar ons ook nie kan dink of sien nie, laat u naam geheilig word. Hier by ons, maar in die hele wêreld, gee dat mense u sal ag, sal weet dat u die Here is.
Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied in elke aspek van ons lewe. Laat u wil geskied in elke aspek van u gemeente en u kerk se lewe. En laat dit ook so wees dwars deur die wêreld. Here, laat ons nie tevrede wees dat u wil net in die hemel geskied nie, maar dat ons daartoe sal meewerk dat u wil oral sal geskied. Dankie dat ons van u ons dagse brood ontvang. Here, dit was waarskynlik vir niemand van ons vandag 'n bekommernis nie. En ons is waarskynlik ook nie bekommerd oor môre en oor môre nie. Dankie dat u vir ons sorg, dat ons werk het, dat ons kan leef. En ons bid vir hulle wat nie het nie. En dat ons harte en hande vir hulle oop sal wees. En dat ons sal leef in nederigheid en in afhanklikheid, wetende dat alles van u afkom. Here, vergewe ons sonde. Elkeen van ons het ons eie stryd, ons eie donker kant, ons eie voete van klei. Hoor vir ons, Here, wanneer ons kom bid dat u ons vergewe in Jesus Christus, en dat u vir ons help om nie in ons sonde te bly lê nie, maar om telkens op te staan. En ons bid, Here, dat u ons ook sal help om ander te vergewe, om anders te onthou wat in die verlede gebeur het, om dinge agter ons te sit en aan te beweeg, soos u seun gemaak het. Gee ons krag, o Gees, wanneer versoekings oor ons pad kom, om dit te weerstaan, om te doen wat reg is. En laat ons leef soos mense wat glo dat u regeer. Here, alles is u sin. En ons kom na u toe en ons bring alle lof en alle eer na u toe. Ons weet, Here, dis onvolmaak, maar dis wat ons het om te bied. En ons bid dat u dit ontvang en dat dit u ook bly sal maak. Dat ons die kinders is en dat u met ons 'n pad kan loop. Alle eer behoort aan u tot in ewigheid. In die naam van Jesus. Amen. Voordat ons by die skriflesing kom, die tema vandag is, ek is meer as my swaar kry. Ek is meer as my swaar kry. Ek het 'n formidabele dame geken. Toe ek haar leer ken het, was sy so 60, en ek het haar geken tot net voor haar dood, of tot by haar dood, met haar dood, net voor 90. Die dame en haar man het gewoon in 'n kleinerige woonstel. Hy is later oorlede. Sy het gesukkel om te loop, en sy het al hoe swaarder geloop. Maar sy het 'n ongelooflike liefde gehad vir lees. Sy het elke week 5 boeke uitgeneem by die biblioteek, baie keer 6, op 'n Dinsdag aand, haar broer het haar gevat. En dan het sy hulle klaar gelees voor volgende Dinsdag. En dit was nie sommer sulke boeke nie. Ek en sy het baie keer gesit en gesels oor die boeke wat sy gelees het. Goeie leesstof. Sy het 'n diepte in haar gehad,
wat vir my geweldig baie beteken het. So ek en sy baie keer lekker gesels, diep gesels oor sielsdinge. Sy het eendag vir my gesê, sy vra vir die Here elke dag, dat hy haar asseblief net een ding sal spaar. En dit is dat haar oë moet ingee. Want sy weet nie hoe die lewe sal wees, as sy nie meer kan lees nie. Sy is later oor toe, sy is opgeneem in die verswakte afdeling, maar sy kon nie meer loop nie. Sy het maar daar op haar bed gelê, en toe verloor sy haar sig. Die tannie kon toe nou die ergste wat sy nie wou gehad het nie toe gebeur. Ek vra vir haar, kom mense hier kuier. Sy sê, ja mama, sy sê my vriende het soort van allemaal al voor my gegaan. So daar is nie van hulle wat kom nie. My broer mag nie meer bestuur nie. Die agterklein kinders, neefies en niggies, hulle is ver, hulle kan ook nie eintlik kom nie, maar hier kom elke Dinsdag, kom hier 'n man en 'n vrou van Sandwood Park af vir my kuier. Dit is so wonderlik. En een keer 'n maand, dan kom die Rotariërs, en dan bring hulle vir ons koekies en gesels 'n bietjie met ons. Maar dit is maar dit. So, tannie, luister daarom seker 'n bietjie draadloos. Sy sê nee, dit kan sy nie doen nie, ons is 4 in die kamer, en ons is al 4 half doof. Ons kan nie 4 draadloose aan die gang hê hierso nie. En om die draadjie in te druk met oorfone, dit alles is in die pad. So ek luister ook nie dit nie. Nou sê ek vir myself, Jene, die tannie se lewe is mos nou nie lekker nie. Hoe kan dit nou wees om heel dag net so op jou bed te lê? Ek vra toe vir haar, jy weet, want ek sien sy is nie neerslagtig nie. Sy is nie kwaad vir enige iemand nie. Sy kla glad nie. Sy sê nee, sy praat maar met die Here. Sy sê maar nou het ek ook nie meer baie om te sê wat ek nie al gesê het nie. So daar is minder goed wat ek vir die Here kan sê. So ek luister maar of die Here vir my iets wil sê. En dan bid ek vir mense, ek hoor van mense met wie dit nie goed gaan nie, en dan bring ek hulle ook voor die Here. En ek dank die Here vir seëninge, want daar is wonderlike seëninge in die lewe. Ek dink veral aan die staf, hulle is so goed vir my. En daar het die Here nou vandag vir jou gebring om vir my te kom kuier. Dis nou nog iets om die Here voor te dank. En dit is hoe Tannie Dissy se lewe geloop het. En ek het met elke keer so weggaan, het ek 4 goed wat in my kop rondgedraai het. Die ene is haar opregte, oorstelpte vreugde dat ek vir haar kom kuier het. Dis wel fantasties. En die tweede is haar opregte vergenoegdheid. Sy is tevrede met dit wat sy hier beleef. Die derde was haar besorgdheid, want ek is gesels so 'n bietjie met mense wat ons altyd ken, dan kan ek nou van vertel, waar is die ene, waar is daai en hoe gaan dit met die, waar is die kinders ensovoorts, en dan haar besorgdheid oor hulle. Jy weet, as ek ietsie vertel wat nou vir mense nie lekker is nie, dan, maar sy sal vir hulle ook bid. Maar die ding wat my die meeste opgeval het, aan myself as ek daar wegloop, is wat my besoek aan haar, aan my gedoen het. Ek het elke skoot,
'n beter mens by Tannie Dissy weggegaan, as wat ek daar gekom het. Nou sy het vir my gesê, en dis nou kom ek die lang storie vertel, wanneer sy so sit en tog baie keer voel, dinge is daar nou te erg, sê sy, dan dink ek maar aan Habakuk. Want Habakuk het gesê, of gevra, waarom, Here? En Habakuk het vir die Here gevra, hoe lank nog, Here? En toe het Habakuk tot die slotsom gekom, hy sal maar altyd aanhou om te jubel, ten spyte van alles. So ek lees vandag by Habakuk 1. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. En as brag is niks onder die son nie, né? Jy weet nie of Habakuk besig is om met die Here te praat oor Israel in die 6de eeu voor Christus, en of hy praat oor Suid-Afrika en die wêreld vandag nie. Hy kyk na die lewe rondom hom, hy sien al die verdrukking, onderdrukking, hy sien die chaos, hy sien die magsmisbruik, hy sien die korrupsie, en hy sien die Galdeërs wat regmaak om die land aan te val. En hy vra vir die Here, maar hoekom? Hoekom laat U dit toe? Wanneer gaan dit ophou? En dan sê die Here vir hom, dit wat jy nooit wil hoor nie. Habakuk, jy is bekommerd oor die Galdeërs. Die Babyloniërs kom. Dit gaan vir eers nog slegter gaan, voor dit beter gaan. Die moeilikheid is baie dieper as wat jy dink. En dan is dit vir Habakuk verskriklik om dit te hoor. En dan loop hy, en hy gaan sit in sy wagtoring, daar waar hy in stilte kan wees, en daar waar hy in afsondering is, om dit wat die Here gesê het te laat insink, dat hy vir homself kan vra, het ek reg gehoor, is dit wat die Here gesê het, gaan nog eers slegter gaan. En dan, na hy lang daar gesit het, dan kom die troos oor Habakuk, en dan lees ons by hoofstuk 3, vers 16. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En dan sluit Habakuk af, en hy sê, dis eintlik 'n lied, dit moet met snarespel gespeel word. Nee, ons moet kan dans daarop. Dis Habakuk. Paulus het ook swaar gekry. Ons lees in Filippense eers van al die goeie eienskappe wat Paulus gehad het in sy ou lewe. En dan lees ons hoe moeilik die lewe
vir hom geword het. So kom ons kyk by Filippense 3. Nadat hy nou gepraat het oor al die goed wat hy bereik het as 'n goeie Jood. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Die een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Hoofstuk 4 vers 11. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in alle dinge ingewy om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Dit is die Here se woord. Julle sal sien ek het daar in hakies gesit. 2020 se vertaling, ek het net vers 13 uit 2020 se vertaling gaan haal. Broer Ubi het vir my nou die dag daarop gewys dat die 2020 vertaling 'n baie beter vertaling is as die oue, en ek gaan nou net terugkom daarna toe. Hy is heeltemal reg. So Paulus sê, hy het al baie goed beleef. Hy het goed beleef wat bitter was, daar was goed wat vir hom soos koek was, soet. Hy het honger gely, en hy het ander kere oorvloed gehad. Daar was tye gewees wat hy oorvloed gehad het, en daar was tye wat hy gebrek gehad het. Daar was tye wat hy vervolg is, en daar was tye wat hy aangespoor was om te doen wat hy moet doen. Trouwens op daai punt sit hy juis in die tronk. Hy sit in sy, soos wat Habakuk nou gesit het, in sy wagtoring van afsondering en eensaamheid, so sit Paulus ook daar in die tronk, in sy stilte, in sy afsondering. En hy dink oor God, en hy dink oor homself, en hy dink oor die lewe, oor die algemeen, en dan die lewe van die gelowige. En is interessant, hy gee nêrens vir ons die indruk, glad nie, dat dit wat met hom gebeur, nie met ons sal gebeur nie. Hy sê nie vir ons, jy weet, dit het met Jesus gebeur, maar hy was daar in Jesus, en dit het met my gebeur, maar goed, ek het maar my dinge gehad om te doen, maar het gaan nie met julle gebeur, jy moet nie bekommer nie. Nee, hy maak 'n punt daarvan om te sê, dis hoe dit is. Wat ek beleef, is miskien nie eers 'n patch, op wat julle dalk gaan beleef nie. Hy wil die punt maak, dat almal van ons aan onsself die hele tyd moet sterf. Dit is ons lot, en is 'n goeie lot. Ons wil sterf aan ons ou self, ons wil sterf aan ons vals self, ons wil hê, Jesus moet in ons opstaan, die beeld van God wat in ons is,
moet opstaan. Hy sê, dit is onvermydelik dat ons aan onsself sal sterf. Ek dink julle sal saamstem, nee, dit is eintlik makliker om liggaamlik te sterf as om jouself te kruisig elke dag. Die liggaamlike sterf kom jou oor. Maar om aan jouself, jou vals self te sterf, dit is nie vir ons maklik nie. Om jou eie wil prys te gee. Om die bietjie roem wat jy het prys te gee. Om jou plesier en jou belange tweede te stel, die koninkryk eerste te stel. Dit is vir ons verskriklik moeilik. Partykeer dan sal jy jouself miskien vang dat jy sê, nee, ek het nogal hier goed gevaar. En jy is waarskynlik reg. Maar as jy mooi gaan sit, dan kom jy agter, maar daar is nog baie ander punte waar ek nog nie eens by uitgekom het nie. So ek het geweldig baie in myself om aan te sterf. Paulus skryf daaroor, hy sê, dit is eintlik so ironies, hy skryf eers oor hoe hy was, nee, goeie Jood. Hy het uitgestyg bo die ander. Hy het 'n goeie geleerdheid gehad, hy het by Gamaliel geleer. Sy pa en ma kon regtig trots op hom gewees het. Hy was besig om na die piek van die berg toe te beweeg, toe hy Damaskus toe gaan. Hy vorder dit al hoe beter. En toe ontmoet hy vir Jesus. En nou is hy in die tronk. Ja. Hy is op pad na die piek toe. En toe keer Jesus hom voor. En nou is hy in die tronk. Maar hy sê, al daai goed wat ek op die piek wou gaan haal, en al die goed wat ek beleef het op pad soontoe, beteken nie meer vir my ietsie. Vandat ek Jesus ontmoet het, wil ek nie meer daai goed hê nie. Dit is vir my nou eintlik, ek is eintlik nou skaam daaroor. Ek wil elke dag net aan myself sterf. Ek wil net elke dag hê, die Here moet in my opstaan. Dit is wat Paulus op die ou einde sê. En tot dit alles, sê hy, is ek in staat, deur Christus wat my die krag gee. Kyk, as ons moeilikheid sien kom, as ons moeite en vervolging sien kom, dan beleef ons dit onmiddellik as hier kom iets slegs. Ja, en dan wil ons dit vermy, wil dit keer, ons wil beklei, ons wil allerlei goeders doen, maar ons wil net nie weer daai slegte ding gaan nie. Ons het klaar besluit, dis sleg. Maar dis dalk omdat ons nie geloofsfiks is nie. Nee. Ons moet eintlik al daai goeders integreer in ons lewe. Ons moet daar deurgaan. Ons moet nie dit vermy nie, ons moet daar deurgaan, want as jy daar deurgegaan het, dan beleef jy die seën daarvan, dat daai goed nie meer belangrik is nie, maar dat die nuwe lewe in Jesus vir jou belangrik is. Dan het jy die ervaring dat wanneer ander mense onvergenoegd voel, dan voel jy het genoeg. Wanneer ander mense roem najaag, dan sê jy, maar ek wil net in die Here roem. Wanneer ander se ambisie hulle aandryf, dan sê jy, maar ek wil eintlik net hê die Here se wil moet geskied. Ek sê dit nou asof dit nou so maklik gebeur, né? Ons weet mos nou, dit gaan nie so maklik nie.
Maar, sê Paulus, ek is daartoe in staat, deur Jesus wat my krag gee. En dit bring my nou by die 2020 vertaling. Want sien, die moeilikheid is, dit is seker die teks in die Bybel wat die slegste aangehaal word. Wat die meeste van die tyd, ek wil sê 95% van die kere buite konteks aangehaal word. My kind, jy is tot enigheids in staat, deur die Here wat jou die krag gee. Nee, daar is sekere beperkings op jou, jy kan nie enige ding reg kry nie, maar jy het gawes gekry, die Here gaan jou gawes gebruik, maar jy kan nie enige ding reg kry, omdat jy nou in Jesus glo nie. Jy word nie Superman nie. Nee, Paulus sê, van al die goed wat hy beleef het, al die slegte goed, al die sterf van homself, hy sê, en in dit is ek tot alles in staat. Ek kan dit alles hanteer, deur hom wat my die krag gee. So eintlik moet jy vir jou kind sê, as jy Filippense 4 vers 13 aanhaal, my kind, droom jou drome, maar partykeer gaan jy voel die hel is los om jou. Maar onthou sulke tye, jy kan dit hanteer, want Jesus loop saam met jou. Dit is 'n bietjie van 'n ander boodskap as die een wat ons gewoonlik hoor. Ek wil sê dat Habakuk en Paulus en Tannie Dissy het nie een beleef dat hulle moeilikheid verdwyn het nie. Habakuk is dood 60 jaar voor die moeilikheid verdwyn het. Paulus is dood waarskynlik in die tronk. Tannie Dissy is daar op haar bed oorlede. Maar al drie van hulle het gekyk na die lewe om hulle en gesê, dit is moeilik. Dit was realisties. En al drie van hulle het vir hulle self gevra, waar is God in hierdie prentjie? Waar is my oriëntasiepunt in hierdie prentjie? Waar is my anker? En hom gevind. Dis gelowig. En al drie van hulle het verander. Ten goeie. Dit is groei. Dit is opstanding. Mag die Here vir ons help om rondom ons te kyk en te sien, dinge lyk nie goed nie. Maar binne dit te sien, daar is die Here. En dat dit vir ons ten goeie sal meewerk, dat ons sal opstaan. Ek wil vir julle aanmoedig ter afsluiting met Jesus se woorde in Johannes 16. Dit sê ek sodat julle vrede kan vind in my. Hier op aarde sal julle baie beproewinge hê. Maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Here, daar is soveel goed wat deur almal se gedagtes gaan, wanneer ons so dink oor ons lewe wat baie keer in stukkies lê. Maar wanneer ons dink ons het nou weer beheer, dan is daar weer 'n ander ding. Maar Here, ons sien hierdie goed en ons weet dit
help ons om net ook in dit alles vir U te sien. Ons te oriënteer aan U en nie aan al die ander goed nie. En dat ons sal sterf van onsself en sal opstaan in die nuwe lewe. Ja, dat ons saam met Jesus sal opstaan. Ons wat saam met hom gekruisig is. Ons bid dit in sy naam. Amen. Ons sing nou lied 516, al sou dan ook die vyeboom nie bot nie. Sou die bringer sonder druiwe staan, die gaan verdor, die vlugte borde weggooi, die beeste klein, die alles hier vergaan. Nog sal ek en bly wees aan my God. Hy is my hulp, hy is my kracht. Hy laat my loop, paraat die rabot gaan. Hy laat my vas en veilig. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met u waar u ook al gaan.
Ja, nou die dag, toe het ek die diakens oorgeslaan met die brood en die wyn, toe sit hulle tjoepstil, maar vandag hardloop die vorentoe. Vriende, ja, nee, baie dankie, en 'n mooi week vir julle.